Here ook vir die wat nie het, die Here ons bid ook, dat U ook vir hulle sal voorsien. Here seën hierdie saad, Here, soos wat hy reën sal buite kan val. Here, berei hierdie grond voor. Here, ons saai in goeie grond. Here, ons weet dit sal groei tot 'n menigvuldig, Here, om U naam en U koninkryk uit te brei. In Jesus wonderlike naam. Amen. Amen, amen, amen. Vader, ons dank U dat ek kan saai vanmôre tot eer van U groot naam. Kom ons maak sy naam groot vanmôre. Ek sien uit daarna. Jy kan die teenwoordigheid van die Here reeds ervaar. Hy is in hierdie plek. Amen. Every praise is to our God. Every celebration on that cross. Every praise to our God.
asem hê. Moet die Here loop. Amen. So ek het asem, ek het nie toelaat dat klip met die Here loop nie. Ek het sy naam groot maak. Amen. Glory to God. Hallelujah. Prys sy groot naam. Die Here is goed. Through you the blind will see. Through you the deaf will speak. Through you the dead will rise. Through you the heart will break. Through you the darkness flee. Through you my heart breaks, I am free. Through you the blind will
Al die lof en die eer kom die Here wat die goedheid eindig te beveel. Ons sê die dank vir wat U vir ons doen. Die genade is so oorvloedig. Die barmhartigheid het geen einde nie. Dis van geslag tot geslag, van generasie tot generasie. Hoe dankbaar is ons vanmôre vir U goedheid, dankbaar is ons vir hierdie tyd, dankie Here, dat ons vanmôre in U teenwoordigheid kan staan en kan weet, die deur is oop, die weg is oopgemaak. Ons kan voor U kom staan met vrymoedigheid, want U is 'n heilige God, wat vir ons die prys betaal het. En ons wil U net prys, en ons wil U eer daarvoor, want U is goed, genadig en barmhartig. Al die lof en die eer en die aanbidding kom U die Here toe, want daar is niemand wat met U die Here vergelyk het. Ons sê net dankie vir wat U doen. Die eer behoort aan U. Halleluja. Amen, amen, amen. Al die kan die sit ek in jou geliefdes, baie dankie, die Here seën jou. Prys sy groot naam. Glory. Halleluja. Paasnaweek was laasnaweek. Goeie Vrydag het ons gevier. Wat 'n groot voorreg om so 'n wonderlike Vrydag te kon beleef, dat ons kan sê dankie vir wat hy vir ons gedoen het. Want as dit nie was vir hom wat ons gesterk het in die water is. It's for this reason that the Son of Man came, to destroy the works of the enemy. So hy het gekom om die werke van Satan te kom verbreek. En dan Sondagoggend, wat 'n awesome tyd in die teenwoordigheid van die Here, waar die Here gekom het en net, man, vir ons gewys het, dat die opstanding is 'n werklikheid. Amen. That you experience the resurrection. That you experience the resurrection of Jesus Christ. Hallelujah. Die graf is leeg. Sê net vir daai een langs jy, die graf is leeg. Dit moet blydskap in jou hart sit. Dit moet opgewondenheid in jou binneste sit, want die graf is leeg. Amen. Maar ek kan nie vir jou sê, kan nie vir jou vertel, wat was my ervaring toe ek daar by die graf van Jesus in Israel daarin gaan besoek het en daai ingang ingegaan het. Jy kan nie baie tyd daar binne spandeer nie, want daar's soveel mense wat wil ingaan. Jy weet, dis mos nou 'n tourist attraction en daar's rye, so jy gaan so 2 of 3 som op 'n slag in, maar jy kan nie daar tyd spandeer en nou eintlik net waardeer wat hier plaasgevind het nie. Maar ek wil vir jou sê, once you've been there, it changes your perspective. Amen. En jy sien dat daai graf is leeg. Jy kan sien, Jesus is nie meer daar nie, jy weet, hy het opgestaan, en dit wat die woord vir jou sê, van die opstanding, is 'n werklikheid, dat hy verskyn het aan anders, en man, dit gee vir my moed, dit maak my opgewonde. En dan kom ons vanmôre, by die volgende Sondag, en is baie keer, hierdie Sondag wat ons na kyk dan, wat partykeer nie groot goed gebeur nie. Hierdie opstanding, hierdie oomblik, halleluja, as my, goed hierso, wil jy oopmaak voor my, as hy, hierdie Sondag, die Sondag gaan na, want jy sien baie keer in ons lewens, ons elkeen se lewens, gebeur daar iets, en as daar iets groot was, gewoonlik aan na, is daar so stilte. Is asof daar so kalmte kom. En is gewoonlik in hierdie oomblikke, waar ons twyfel ervaar. Is gewoonlik in hierdie oomblikke, waar die stilte inkom, wat ons begin wonder oor, was dit nou regtig so? Het dit regtig gebeur? Was dit vir my? Maar vanoggend, hierdie Sondag, wil ek vir jou sê, gaan ons van twyfel na geloof.
Van twyfel na openbaring. Van twyfel na openbaringskrag. Want Jesus lewe. Amen. So kind van die Here, gaan saam met my vanmôre in die woord van die Here na Johannes hoofstuk 20 to John chapter 20. And we're going to read a couple of verses there from verse 24. And I just want you to follow me and make some notes in your Bible, because you will need those notes later on. And I believe that when you come at that time in your life where you experience a silence, a moment where things doesn't seem so big like the other days, that this will help you in those moments. Ek glo hierdie boodskap gaan vir jou help, en hierdie boodskap het die Here in my hart gesit vir jou vanoggend, en ek glo hierdie boodskap gaan met jou spreek vanoggend in hierdie plek. Amen. So die wêreld fokus baie keer, wanneer dit kom by Paasnaweek, fokus ons op Goeie Vrydag, ons fokus op die kruisiging, ons fokus op daai oomblik van Jesus, daar met sy disippels in die boefretrek, die nagmaal, die verraaiing wat plaasvind, en, of sal ek sê, ja, die verraaiing wat plaasvind, Judas wat vir Jesus verraai, en die disippels wat eers onder mekaar wonder wie dit is, en dan kom Judas en hy sit sy hand in die skottel saam met Jesus, en dan begin die wiel draai, en dinge begin gebeur, en Jesus word gekruisig. Maar ek wil vandag vir jou sê, Goeie Vrydag is 'n goeie Vrydag om te vier. Opstanding Sondag is 'n goeie Sondag om te celebrate wat Jesus gedoen het. Maar weet jy wat? Jesus het opgestaan, so het hoef nie net daai Sondag te wees nie. Ons kan elke dag van ons lewe celebrate, want die graf is leeg. En is nie net dat die graf leeg is nie, is dat die vyand is oorwin. Sê net vir een langs jou, die vyand is verslaan. Kom sê gou nog iemand, die vyand is verslaan. You gotta know that when the enemy has been conquered, he doesn't have any power to overcome you. So my vriend, ek is hier vandag om vir jou te sê, dat het maak nie saak in wat se toets jy is in hierdie oomblik in jou lewe nie, you will come out of it. Oh, somebody's got to hear me this morning. I say you're coming out of it. Iemand moet hoor vanmôre, die prys is betaal, die oorwinning is behaal, en jy gaan nie meer in daai omstandigheid bly nie. Nee, Jesus het gekom en die prys betaal sodat jy lewe en daardie lewe in oorvloed kan hê. Jy sien, is in hierdie stil oomblik, is in daai oomblik in ons lewens waar ons geloof getoets word, is in daai oomblik waar ons emosies ons nou 'n bietjie afkoel, en hier binnekant het ons eie battle, ons stryd wat ons ervaar, wanneer dit stil raak en ons wonder of Jesus regtig gedoen het wat hy gesê het hy gedoen het. En dan wil ek vir jou sê, dis hier waar die werklikheid vir jou en my moet inskop. Sê net vir haar langs jou, you gotta realize the truth. Hoekom? Want die woord sê, die woord van God sê die waarheid. Nie die leuen nie, nie 'n storie nie, nie die preek nie. Die waarheid sal jou vrymaak. Amen. Die waarheid sal jou vrymaak. Kind van die Here, die engel sê dit so mooi. Hy sê, the truth shall make you free. Jy gehoor? Make you free. Hoekom? Want die werk wat Jesus het doen, het hy klaar gedoen. Maar ek en jy moet die waarheid ontvang. When we receive the truth, that truth that I receive will bring freedom into my life. Amen. So dan wanneer ons in tye in ons lewens kom waar dit voel ek sal leen, waar dit kom in tye van my lewe waar ek voel, man, ja, ek weet nie meer nie, ek ken nie die antwoorde nie, ek is hier in 'n storm in my lewe, wil ek vanoggend vir jou sê, dis waar die waarheid vir jou dra. Amen. Dis waar die waarheid jou lei om deur te breek, kind van die Here. Want is maklik om te glo dat die graf, Jesus het opgestaan wanneer die graf oop is en jy kan sien die graf is oop en hy's leeg. Maar wat van as jy nie daar was om te sien dat die graf leeg is nie, dat hy opgestaan het nie. Jy sien, in die woord van God lees ons van 'n man. Hy was nie daar toe die ander Jesus gesien het nie. Is jy met my, kind van die Here? Daar's 'n man, en baie keer is dit ons. Nou het 'n naam. En ek wil met saam my lees vanmôre in die woord van die Here, en ek lees daar vanaf vers 24. En Thomas wat genoem word Didymus, een van die 12,
was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Het jy gehoor? Thomas, die een wat genoem word Didymus, hy was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander discipels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Kyk, daar is 'n uitroep daarna. Het jy gesien jou Bybel? So hulle het nie net gepraat nie, daar was 'n opgewondenheid in hulle hart, daar was 'n blydskap in hulle siele, toe hulle daai oomblik vir hom sê, toe praat hulle nie net nie. Hulle sê, ons het hom gesien. Amen. Wow, kom kind van die Here, ek wil jy moet hoor vanmôre. Hy sê, en die ander sê, ons het die Here gesien, maar hy het vir hulle gesê, dis Thomas, as ek nie in sy hande die merke van die spykers sien, en my vinger steek in die merk van die spykers, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nie glo nie. Kind van die Here, die Here het al soveel dinge vir jou in jou lewe gedoen. Come on. As die Here vir jou al iets gedoen het, wys my net gou so, steek net gou jou hand vandag op. Wys my net gou. Kyk net gou rondom jou. Kyk net gou rondom jou. Kyk net mooi. Jesus het vir jou iets gedoen. Vir almal vir ons in hierdie plek het Jesus iets gedoen. Maar ten spyte van wat hy vir jou en my gedoen het, die wonderwerk wat ek en jy beleef het, kom maar oomblikke van twyfel. As ek en jy nou vandag eerlik met mekaar moet wees. As ons nou werklik waar vir mekaar nou in die oog moet kyk en sê dis feite, dan kan ons almal ook in hierdie plek sê vanoggend, ja, daar was tye wat ek getwyfel het, daar was tye wat ek deur dinge gegaan het wat ek gewonder het, jong, gaan die Here my hier uitbring, hoe gaan dit gebeur, ek kan nie sien nie. Dan wil ek vanoggend vir jou sê, onthou wat Thomas gesê het. Thomas het gesê, as ek nie self my vingers in daai merke kan insteek nie, my hand hier in hy sy kan sit nie, dan sal ek nie glo nie. Glory, arme Thomas. Thomas sê, ek sal nie glo nie. My vriend, ek is hier vanoggend om vir jou te sê, dat jy hoef nie bekommerd te wees nie. Kom ons, sê gewoon nou langs jy moet nie bekommerd wees nie. Want selfs in daai oomblikke, los Jesus jou nie. Even when you feel alone, even when you go through the storm of your life and you don't receive a call from somebody or encouragement from somebody or somebody who's saying to you, man, I'm actually thinking of you. In moments like that, I want you to know today that God is still God and is still with you. Amen. My vriend, vanmôre weet dit. Thomas verklaar aan hierdie disciples van Jesus wat hom gesien het. En hy sê, as ek het nie sien nie, as ek het nie kan voel nie, sal ek nie glo nie. God het hom gehoor. Is wonderlike woorde. Dis iets fantasties om net aan te dink. God het hom gehoor, selfs in daai oomblik van sy lewe, toe hy nie saam met die ander kon praat nie. Ja, maar hier is ons nie van ons wat so voel in tye van ons lewens nie, nee. Hoekom doen die Here altyd vir daai ene wonderwerk? Hoekom ek lyk my die Here het wit broodjies. Lyk of die Here man, hy soek net daai blue-eyed boys. Hy lyk almal hy met die blou oogies, jy weet. Ek het nou nie blou oë nie, maar die Here lyk my nog steeds. Kind van die Here, hierdie boodskap vanmôre is vir mense wat hoor, maar nog nie die ontmoeting gehad het nie. Ek wil jy moet hoor vanmôre, dat jy kan verstaan vanmôre, dat hierdie Jesus het selfs jou gehoor, toe jy nie daar was, toe ander dit beleef het nie. Laas Sondag, wat 'n teenwoordigheid van die Here. Die Sondag voor dit, wat 'n teenwoordigheid van die Here. Wat 'n kragtige werking van God in hierdie plek. Vrydag, wat het die Here nie gedoen nie. My mens, ek wil vir jou sê, as jy sulke tye beleef, die ou wat nie hier is nie. Die een wat daar op kamera sit en kyk, jy sien iets gebeur, but you don't feel the atmosphere. You don't know what's happening around you when you're sitting in an atmosphere where God's performing miracles and breakthroughs and things are happening. I want to tell you, when you're in that atmosphere, oh somebody, when you're in that
place, there's an excitement, there's an expectation, there's a shift in the spiritual dimension, and you experience that God's getting ready to take me even out of that situation. But when you have not been there, moenie moed verloor nie. Maar moenie moed verloor nie. Nee, moenie moed verloor nie. Moenie bekommerd wees nie, want selfs wanneer jy nie daar in die atmosfeer was nie, het God jou raak gesien. Toe die twyfel in jou hart opgespring het hy jou raak gesien en hy het gesê, luister, ek wil jy moet verstaan. Ek is nog steeds daar vir jou. Jy sien, Thomas was fisies afwesig. En partykeer is daai afwesigheid vir ons geestelike ontkoppeling. Ons was dalk nie ergens geconnect nie, ons was nie ergens daar gewees toe iets gebeur het nie, en nou het ons hierdie menslike redenasies wat in ons binneste plaasvind, maar ek wil vir jou sê, wat jy mis in die gees is dikwels gekoppel aan wat waar jy nie is nie. Hoor mooi, wat jy mis in die gees is baie keer gekoppel aan waar jy nie is nie. Dis hoekom ek altyd sê, weet jy wat? Ek wil nie 'n diens mis nie. Ek wil nie 'n diens mis nie. Want baie keer, gaan toets dit maar vir jouself. Die Sondag wat jy nie daar was nie, dan hoor jy die ander ouens wat sê, jy moet Sondag hier gewees het. Die Here dan, jong, dan wil jy jouself skop. Die ma staan op. Sy gemaak as seun wakker. Sê, hey jong, jy moet opstaan. Is tyd vir skool. Hy sê, nee man, los my, gaan ons slaap. Maar hy sê, nee, jy moet opstaan, is skool. As jy nie nou opstaan nie, gaan jy laat wees vir skool. Kind sê, maar man, ek wil nie vandag gaan nie. Maar as hy luister, boetie, jy moet nou opstaan, ek sê nou vir jou, jy moet skool toe gaan. Hy sê, ma, gee my een goeie rede hoekom ek moet gaan. Hy sê, jy is die hoof. Jy sien, die duiwel baie keer maak so met ons. God maak jou wakker. Voor jou wekker afgegaan het, toe was jy al wakker. Want God het jou wakker gemaak en sê, hier is jou oomblik, maak jou klaar. Maar toe kom maar so 'n ander stemmetjie. Sê, ag, het was 'n harde week. Maar ek weet, daar's mense wat weet waarvan ek praat. Het was 'n harde week. Ag man, hulle gaan jou nie mis vanoggend nie. Moenie worry nie. Ag, jy's elke Sondag op jou plek. Wat gaan een Sondag verskil maak? Hou stemmetjie fluister so vir jou lekker. Maar ek het een ding geleer in my lewe. En dit is dat wanneer die duiwel sy mond oopmaak, lieg hy. Ek het dit geleer. Hoekom? Want die woord van God sê vir my, hy is 'n leenaar van die begin af. So wanneer hy eers begin vir jou vertel, man, weet jy wat? Bly in die bed. Ag, ja man, jy het gister so kopseer gehad, man. Jy het nie lekker geslaap laas nag nie, man. Bly in die bed. Dis die Sondag, wat jy uit daai bed uit moet spring. Jy moet uitskiet daar soos 'n pyl uit 'n boog uit. Okay. Want hy weet iets wat jy nog nie weet nie. Hy weet daar's iets aan die kom en hy wil blok dat jy daar uitkom. Want ek het al beleef, mense, daai oomblikke, wanneer jy afvoel, daai oomblikke, wanneer jy voel, man, ek weet nie meer watter kant toe, links of regs nie, dis daai oomblikke, wat jy in aanbidding kom, en jy begin jou hande oplig, en jy vergeet net van almal en alles wat om jou gebeur, en jy begin net op die Here fokus, en jy begin met hom praat oor dit wat aan die gang is, en hoe jy voel, en wat jy besig is om te ervaar. It is in moments like that, when you suddenly experience the presence of God, and you know, if I didn't get out of bed this morning, if I didn't prepare myself to come to the house of God, if I didn't do it, I would have missed this meeting. Jy sê, is in hy oomblikke wat ek nie daar is nie. En die vyand like om jou alleen te kry. Die vyand hou daarvan om jou uit die groep uit te haal. Hy like om jou
een kant te sit. En wie jy, hy's wonderlik. Jou vyand is 'n baie interessante ding, jou duiwel, soos die Bybel hom noem. Hy's 'n baie interessante een. Hy het sy taktiek nog nie verander nie. So as daar iets gebeur, jy kan weet, uit dieselfde manier hoe hy operate. En wie wat gebeur die meeste van die tyd in ons lewens? Hy probeer jou een kant kry. Want die duiwel werk mos soos die skool met mense wat boelies is. Het jy al agtergekom? Boelies kom nie na jou toe alleen nie. Hallo? Boelies kom altyd na jou toe in so paar. Hy is die chief en die ander por hom aan, jy weet? Want sonder die mense saam met hom is hy eintlik nie so taaf soos hy dink nie. Die duiwel maak ook so. So wie wat doen hy? Nou sit jy in daai bed, jy voel nie so lekker nie, jy het nie lus om te gaan nie, nou lei die telefoon. Nou sê die telefoon, die een aan die ander kant, hey, hoe gaan met jou man? Jy was in my gedagtes. Ja, nee, ek voel nie so lekker vanoggend nie. Dan begin jy uitpak. En sê, ek dink maar vanoggend by die huis bly sê, ja nee, weet jy, is nie goed, hierdie weer is nogal koud buitekant. Weet jy? Hallo? Kan maar julle weet waarvan ek praat. Jy het al sulke dinge ervaar. Ja, die duiwel is slim. Hy stuur vir jou 'n paar ouens wat kan saampraat en jou aanmoedig en nee, moenie gaan nie. Hou jou by die huis. Dit is nie goed om te gaan nie. Want hy weet. As jy net uitkom en jy kom net in die teenwoordigheid van die Here waar die skoortjie sê, when the praises go up, the blessings come down. As jy net in die atmosfeer kom waar mense besig is om die naam van die Here groot te maak, nie om te sing nie. Jy sê baie keer sê die mense, mense sing lang, nee, ek sing nie lang, ek worship. Jy wat jy oorleosie, weet jy waar ek is gone in time, I don't even know what time it is. I'm in His presence. Ek sê, julle sing maar baie liedjies, jy sing die eerste een koortjie, sing jy oor. Sê rarig, ek het nie eens agtergekom nie. Because I'm lost in the presence of God. When the angels saw Him, the angels started shouting, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. En as hulle klaar geskree het, man, en hulle kyk weer na hom toe, dan sien hulle 'n nuwe openbaring, dan begin hulle weer met dieselfde song, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. En net dan kyk hulle vir 'n oombliekie weer, en dan sien hulle nog 'n openbaring, sê, heilig, heilig. When you see Him, when you meet Him, when you enter His presence, you get lost in time. God is not connected to your watch. Time was made for you, not for Him. So when you enter the spiritual realm, you exit time. And you enter His presence, and when you're in His presence, you just want to stay there, you don't want to get out. As Jesus by iemand kom in die woord van God wat ons lees en hy doen vir hulle wonderwerk. Gewoonlik sê hierdie ouens, ek wil saam met jou gaan. Hulle het 'n wonderwerk beleef, was 'n atmosfeer wat iets verander het in hulle lewe en dan sê hulle maar, ja, ek wil nie uit hierdie atmosfeer, ek wil saam met jou gaan. Jesus sê van nee, gaan huis toe. Sê nee, ek wil saam met jou loop. Ek wil saam met jou loop. En die Bybel sê singende en juigende. Amen. Why? They were in the presence of God. Dis hoekom jy in die plek is, want jy die atmosfeer van God beleef en jy ervaar die Here vir 'n werklikheid vir wie hy is, my vriend. Wil jy nie huis toe gaan nie? Ons hang hier rond, ons praat, ons draai, ons is nie haastig nie, want ons weet as ons daar buitekant kom, as ons weer in die werklikheid. En die oomblik wat ek in die werklikheid kom, dan is ek weer gekonfronteer met die ou duiwel wat nou alweer iemand op my pad langs stuur, wil my nou gaan kwaad maak. En nou kom ek by die spar en ek wil net 'n broodjie koop en nou is daar iemand wat my raak sien en hy groet my nie.
Ek is nog eers by my huis ingestap en nou is ek alweer kwaad want iemand het my gegroet, maar ek was so net in die teenwoordigheid van die Here. Kom aan, as die duiwel daar, jy weet hoe werk hy, kind van die Here. So that's why we got to realize, to be in the presence of God, to enter into the presence of God is why He died, so that the door could be open and we could enter into the throne room of God and have a meeting with Abba. Vader, my Vader, is in die oomblikke, daai tye, dis daai oomblikke, waar jy hoor nie God se stem nie, maar tog hoor jy hom. Ek weet nie hoe om vir jou te beskryf nie, maar jy weet net, dit is hy. Jy weet net, jy's in daai plek, en ek is hier waar hy is, en man, dit is so lieflik, ek wil nie hier uitkom nie. Sien Handelinge 2 vers 1 sê vir ons, hulle was almal eendragtig. Acts chapter 2 and verse 1. They were all in one accord. Hulle het een nood gehad, hulle het een band gehad, een plan gehad, een aksie, een visie, een doel gehad. Hulle was daar vir dieselfde rede, en wanneer ons so by mekaar kom, mag jy dalk deur 'n storm gaan, jy mag dalk 'n ander oomblik beleef, jy's dalk bo op die berg en blydskap beleef jy, en jy's dalk op 'n ander plek, but when we come into the presence of God, when we start worshiping, we are there with one accord, and it's in moments like that, where miracles can happen. Hallelujah, as jy nog hier kan van die Here, ek weet vanoggend voel jy dalk te neergedruk, maar is tyd om vir daai een langs jou te sê, skep moed, want die Here is met jou. Jy sien, wanneer jy jouself posisioneer, wanneer jy jouself bring op 'n plek, en jy vergeet van wat ander doen, want in die kerk kan ons baie maklik geaffekteer word deur ander mense rondom ons. Want baie keer is ons so ingestel op wat ander dink, en ek is so bly by God het my uit daai ding uitgehaal. Want ek hoef te worry oor wat ander dink nie. Ek kan myself verloor. Ek kan myself verloor in sy teenwoordigheid. Ek kan rarig myself verloor, en ek het nie 'n saak wat ander dink nie, because I know where I am. I'm in His presence. I came to meet with Him. Ek het nie gekom om speletjies te speel nie. So wanneer ek myself posisioneer, en ek sluit my af, aan die woord sê, gaan in jou binnekamer, maak die deur agter jou toe, en bid jou Vader wat in die verborgene is, en hy sal jou in die openbaar vergelde. You see, when I enter that space, because it's not always my room, it's just anywhere I am, when I cut off everything from Him, I set my mind, I set my focus on Him, and I start entering into His presence, I start experiencing who He is, and I experience that love, die liefde, wat die verstand te bowe gaan, en ek begin ervaar wie God is, dan weet ek dat selfs in hierdie storm, gaan dit oukei wees. Jy sien die disippels is in die skei, hulle roei. Jesus lê in slaap. Jesus lê in slaap in die storm, wat hulle paniekerig inraak, lê Jesus in slaap, maar hy het hulle nie gelos nie. Hy was daar. In jou storm het hy jou nie gedrop nie, hy het jou nie gelos nie, hy is nog steeds daar. En daar kom hulle, en hulle paniek, en hulle maak hom wakker, sê, Here, gee nie om dat ons vergaan nie. Hoeveel keer het ek en jy dit nie al gesê nie? Hoeveel keer het ons nie al geroep, en sê, ag Here, ek weet nie meer wat om te doen hier nie, ek voel ek verdrink, ek weet nie meer nie, Here, U moet my nou help. En Jesus staan op in daai bootjie, en hy skuit saam met daai disippels, en hy sê, ag julle ou klein gelowiges, is ons geloof. Maar ten spyte van die klein gelowigheid, betree Jesus nog steeds die storm. I want you to hear this. Even when they didn't have the faith to silence the storm, Jesus didn't judge them on it. He still spoke to the storm on their behalf.
My vriend, vanmôre sit jy in hierdie plek en jy's in 'n storm en jy dalk nie meer die geloof om hierdie berg te skuif wat vir jou voor in die oog staar nie en jy weet nie meer links of regs of wat nie. Moenie bekommerd wees nie. Jesus is nog steeds in jou bootjie en hy gaan jou nie los nie. En Jesus staan op en hy bestraf hy storm en hy bestraf die wind en daar kom 'n vrede, 'n kalmte. My vriend, ek is hier om vir jou te sê, Jesus het gesê, vaar oor na die ander kant. Jy sal nie omkom nie. Jy gaan nie sink nie. In hierdie tawe tyd in jou lewe, weet dit, maak nie saak nie. You will see the victory. Sê vir een langs jou, ek gaan die oorwinning sien. Glory. Sien, is wanneer jy jou posisioneer in jou aanbidding. Dis wanneer jy jou posisioneer in die woord van God. Dis wanneer ek my posisioneer in die samekoms van die heiliges, wanneer ek my gereed maak en ruimte skep, sodat God 'n ontmoeting met my kan hê. Amen. Kind van die Here. Jy wonder hoekom werk die Here so met daai ene? Hoekom raak hy daai een so aan? Hoekom gebeur dit met daai ene, maar hoekom gebeur dit nooit met my nie? Partykeer is die antwoord baie eenvoudig. Ons is te bekommerd oor wat ander dink. We distracted. Ons word distracted. Hy sê vir ons in die woord, look away from all that distract unto Jesus, the author and the finisher of my faith. Is in die plekke van waar dinge jou aandag wil aftrek, is in die plekke waar goed wil hê, jy moet op ander goed fokus, wat jy moet leer om stil te word en jou fokus net op Jesus te kry, want hy is die antwoord. Hy is die antwoord. Hy is die antwoord. Ek sê hy is die antwoord. Jy sien, ek en jy moet verstaan, hy is die antwoord. Halleluja. Hy kind skryf in die eksamen, op elke vraag wat gevra word, skryf hy net Jesus langs aan. Jesus, Jesus, Jesus. En die onderwyser vra van hom, kyk hierso, wat gaan met jou aan? Jy weet mos, hierdie goed moet wel reg geantwoord word. Jy skryf net Jesus, Jesus. En my pa het gesê, die antwoord is Jesus. My vriend, ek wil jy moet weet vanmôre, kan ons maar soos daai kind wees. Maak nie saak wat ek en jy deurgaan nie. Kan ek en jy net besef vanmôre, Jesus is die antwoord. Kan ek en jy maar net besef in daai storm, kan ons maar net besef in daai oomblik, Jesus is die antwoord. Hallelujah. Because when I say Jesus, he says, yes, my son, what can I do for you? Sê met my kind van die Here. Thomas was nie in die skare nie. Thomas was nie daar toe Jesus met hulle praat en in hulle midde verskyn nie. Hy was afwesig, maar Jesus het nie vir Thomas een kant geskuif nie. Nee, hy het 'n oomblik geskep waar hy met Thomas kon ontmoet. Kom aan, kind van die Here. I want you to hear this. Listen again. Sê vir een langs jou, luister mooi. Hy het 'n oomblik geskep om met Thomas te ontmoet. You see, but when Jesus creates the opportunity, will you be there to meet him at that moment? You see, maar baie keer is ons hier. Baie keer is ons hier. Maar ons is hier nie. Jy sien, maar as ons stay soos hierdie waar die vyand kom en sê, het jy gesien hoe laat is dit nou al? Jy het gedink jy gaan net 'n urie wees? Jy jou kos gestel, hy kos gaan brand. Is ons daai oomblikke wat die duiwel ons nou met jou praat, sê, hey, luister, kyk hierso. Hey, jou man is by die werk, as niemand die netto slaan, hy pot aan die brand. En dan brand jou plek op. Hey, julle ken daai storie, man. Jou vyand sal jou altyd herinner aan iets. Ag, man, hoeveel keer kom ons by die huis uit, dan sê hulle nie, oh, jong, ek is nou nie seker het ek my strydner afgesit nie. Dan gaan check ons maar net vir Inkuis. Want weet jy hoekom? Ek wil hier kom. Ek wil in hierdie oomblik wees. En dan bly die vyand sê, hey, die strydner is nog aan nie. Hey, jy moet sien hoe warm raak hy ding, jy het hom op die hout gelos, nee. Hy hout gaan aan die brand slaan, nee. Al wat hy doen is hy gooi distractions. You see, will you be there? Will you be in the moment when Jesus says, oh, you doubted? But I'm here for you.
Hy sê, jy moet besef dat hy skep oomblikke. Maar gaan ek en jy opdag in hy oomblik? Jy sien in Johannes 20 en vers 26, die deure was gesluit. Jesus het nie die deur oopgemaak nie. Jesus het nie gaan klop nie. Jesus het net opgedag. Is jy met my kind van die Here? Partykeer sit ons na by die deur want ons wil die klop hoor. Jy gaan hom dalk net mis. Want Jesus klaar binnekant. Jesus klaar gereed om te ontmoet. Hy is nie beperk deur die natuurlike hindernisse nie. Geslote deure van vrees, geslote deure van trauma, geslote deure van teleurstelling, hou Jesus nie buite nie. Kom aan, kind van die Here, somebody's got to hear me this morning. Dit kan hom nie buite hou nie. Selfs in daai oomblikke daag hy net op. So weet jy, ek het genoeg persoonlike ondervinding. Ek het genoeg persoonlike ondervindings, waar ek af was, waar ek met God beklei het, en ek sê, waar is U, hoekom beleef ek nie, hoekom, Here, wat is aan die gang? Man, I got enough testimonies to tell you that He shows up. He shows up. He shows up. Kind van die Here, daai trauma kan hom nie uithou nie, daai vrees kan hom nie uithou nie, daai teleurstelling kan hom nie uithou nie. Ek is hier vanoggend om vir jou te profeteer, dat die opgestane Jesus Christus het opgestaan vir jou, en hy gaan in jou midde kom verskyn, om daai situasie te verander. Jou verlede kan hom nie keer, jou sonde kan hom nie keer nie, jou teleurstelling kan hom nie keer nie, jou twyfel kan hom nie keer nie, because He did it, en Openbaring 3 vers 8 sê, kyk, ek sit voor jou 'n groot geopende deur. Amen. Sê vir iemand daar langs jou, ek het 'n oop deur. Kom sê vir nog iemand, ek het 'n oop deur. I want you to hear this, my friend. He opened the door. Hy sê nie die een wat deurkom nie, hy is die een wat hom oopmaak. Halleluja. Jy sien, toe Jesus uit hy graf uitkom, toe hy littekens. Hy het merke van wat hy deurgegaan het. Die mense kan nou dink, maar hoekom het Jesus dan nou merke, want die Bybel sê, jy gaan geen hartseer meer hê nie, jy gaan vermaakte liggaam hê. Hoekom het Jesus dan merke, want daai merke is getuienis. Daai merke is 'n getuienis, is 'n bewys van wat hy deurgegaan het vir jou en my. Jy sien, toe hy in daai plek verskyn en Thomas teenwoordig is, toe sê hy, Thomas, kom hier. Jy sê, Thomas het gedink, hy was nie daar toe hy dit gesê het nie, maar hy het gehoor. En toe Thomas in die plek is en Jesus saam met hulle opdaag, toe sê Jesus, kom, Thomas, kom. Jy het gesê, jy sal nie glo nie, kom, sit gou jou vinger hier in. Kom, Thomas, kom, voel net hier, Thomas. Thomas, hier is die merk, hier. Kom, Thomas, kom, voel net hier, Thomas. En Thomas roep uit. Thomas roep uit. Vanoggend in hierdie plek moet Thomas uitroep. Vanmôre in hierdie plek moet Thomas uitroep uit jou storm, in hy plek van jou twyfel, in hy plek waar jy voel jy's te neergedruk, jy weet nie, jy ken nie links of regs nie. In hierdie plek is dit tyd vir jou om uit te roep. En Thomas, toe hy sy hande in daai merke van Jesus sit, toe hy daai plekke voel, toe roep hy uit, my Here en my God. Glory! Daai oomblik toe hy dit ervaar, toe kom geloof in sy binneste, en hierdie Thomas wat eers ongelowige was, word een wat soveel wonderwerke doen in die naam van Jesus, dat hy self sterwe vir hierdie God wat vir hom die prys betaal het. Kind van die Here, vanmôre in daai oomblik toe erken hy, my Here, my God, halleluja. En Jesus sê vir jou en my, hy praat met ons, hy sê, salig is hy wat glo, al het hy nie gesien nie. Glory. Kind van die Here, jy is vanoggend hier, jy glo in hom. Jy weet hy die prys betaal.
Maar daar kom oomblikke van twyfel en jy hoef nie bekommerd te wees nie, want daai twyfel sê nie dat God nie bestaan nie. Jy weet dit tog, hy is 'n werklikheid, maar jy het maar net hierdie stoei bietjie in jou kop, en ek moet dit uitwerk, maar die Here is teenwoordig en hy is die een wat vir jou deurkom. Ek wil jy moet verstaan dat daai getuienis is kragtig, daai getuienis staan vas en is wanneer ons deur hierdie goeters kom, wat vir ons vir ander mense kan sê, die Here het my hier deurgebring. Halleluja. Glory to God. Wow. Hoeveel goed het in ons lewens gebeur. Laasweek, ons het so awesome diens gehad, en het genesings plaasgevind hier. Amen, Dani. Amen. Cynthia. Amen. Pieter, jy is wat genesing nodig gehad het, jy het genesings plaasgevind. Oh, en in die week, because you know what? I've learned something. When you had a high, the low is not far away. Oh, goodness, en in die week, toe kry ek so pyn in my sy, my vrou weet eers daarvan nie. Kry so pyn in my regter sy. En dadelik fluister daai stemmetjie, blinde darm. Jy sê, want hierdie liggaam het nog alles. Hierdie liggaam het nog alles. God has been good to me. Nothing broken. Nothing missing. En hierdie week kom en ek fluister hier in my oor en ja, ek begin die ding voel en net so voor ek wil begin bekommerd raak. Sê ek nou? Nee. Ek sê, in die naam van Jesus van Nazareth, deur sy wonde, is ek genees. En hy pynkie sit nou so 'n bietjie daar, ek voel hom en ek voel so 'n bietjie opgeblaas en ongemaklik, en ek voel net nie soos dit ek moet voel nie, iets voel net nie reg nie, en iemand, ek los hom, ek ignore hom, ek gaan aan, hy kom weer so, en jou duiwel sê blinde darm, en sê, I am healed. I am healed. I am healed. I am healed. I'm not getting healed, I am healed. En weet jy wat, ek gaan aan van daar af, ek vergeet van dit, ek dink nie eers weer daaraan nie. En vanoggend staan ek hier, daar's geen pyn nie, daar's geen teken daarvan nie. Hierdie liggaam is gesond, because he's the same God. What he's done for others, he will do for you. Kind van die Here, wat hy gedoen het vir daai vrou om vir haar R1000 te gee, as jy R1000 kort, dink jy nie hy kan dit vir jou doen nie. Dink jy nie Jesus kan iemand op jou pad stuur nie. I'm so glad dat die woord sê, hy is nie 'n aannemer van persoon nie. Hy kyk nie na hoe jy lyk in die uiterlike nie. Al wat hy sê is, roep my aan in jou benoudheid en ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Halleluja. Kind van die Here, all he asks is, when he brings you out, just give him the glory. Vanoggend sê ek nie die Here het my aangeraak, sodat jy kan dink die pastoor is awesome omdat hy groot geloof het nie. Nee, ek is hier om vir jou te sê, hy is dieselfde Jesus. Hy is dieselfde Jesus. He's done it before, he's done it again. Halleluja. O David het gesê, die Here het my voorheen uitgebring, hy sal dit weer doen. Glory to God. I'm here to prophesy over somebody in this place this morning where you're going through. I'm here to declare that God's bringing you out. God's setting you free. God's delivering you. God's healing you. God's restoring you. But you got to hear him and you got to act by faith. Glory. Twyfel is nie die einde nie. Dis die deur na iets groter. Kind van die Here, moenie ongelowig wees nie, maar wees gelowig. Ek sê vanmôre vir jou, toe Thomas daai wonde van Jesus aanraak, toe verklaar hy, hy's my Here en my God. Vanmôre is jy in hierdie plek, en ek wil vir jou sê vanoggend, moenie wag tot jy eers sien nie, moenie wag tot jy eers voel nie. Daai koortjie wat ons gesing het vanoggend sê, my praise is more than a shout. My praise is the weapon that brings Jericho down. Yes, oh, my praise is the water
My enemy drowns in. Kom aan, kind van die Here. Ons wag eers vir die deurbraak, ons wag eers vir die wonderwerk, ons wag eers vir die uitkoms en dan wil ons hande opsteek en vir die Here prys. Nee. In die storm, in daai oomblik begin God prys. I'm telling you, it's still the same God and he's still doing the same miracles. He did not change. Twyfel nie meer, maar vertrou die Heer. Jeremia 29:13 sê, julle sal my soek en vind. Dankie Here, ons kan die soek en die vind. Groot is sy naam. Vanoggend, jy sien, dis belangrik om te verstaan, Jesus was in die middel. Hy het nie by die deur gestaan nie, hy was in die middel. My vriend, vanmôre baie keer kry ons oomblikke, maar ons wil vashou in die bank. Ons wil vashou in die plek waar ek is. Ek wil nie so 'n bietjie aksie neem, net en uit die ding uitkom en net gaan beweeg, dat my geloof net my bietjie op 'n ander plek kan sit nie. Ons is so baie keer geneig om net vas te hou aan wat ek ken. Jy sien, maar wat jy ken, gaan jou nie oorwinning gee nie. Dis wie jy ken. En Jesus kom in die midde, hy staan in hulle middel, en toe Jesus in die middel is, toe aanskou hulle hom. My vriend, vanmôre hier in jou situasie, moenie Jesus gaan soek op allerlei plekke nie. Dawid het gesê, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? En daai is nie 'n vraag wat hy sê, gaan hy van daar af kom nie. Jy sien, die ding was dat op al hierdie berge was die afgodse altare, en Dawid kyk daarna, en hy sê, waar sal my hulp vandaan kom? En die volgende ding wat hy sê, my hulp is van die Here, wat hemel en aarde geskaap het. Hy kom nie en sê, wel, het gaan dalk Baal wees, miskien is dit daai ene, miskien is dit hy nie. Nee, Dawid sê, ten spyte van hulle almal hier, dit gaan nie van daar af kom nie. My hulp is van die Here, wat hemel en aarde geskaap het. Kind van die Here, bring hom in die middel van jou situasie, bring hom in die middel van jou omstandighede, bring hom in die middel, kry jou fokus op hom, and he will deliver you and set you free. Jy sê, wanneer hy in jou middel is, wanneer hy in jou midde is, verdwyn vrees, twyfel word verbreek, en vrede kom in. En weet jy wat gebeur? Openbaring vloei. Halleluja. Die probleem is nie altyd dat Jesus nie daar is nie, want hy is altyd daar. Die probleem is, hy is nie altyd die middel nie. Hy is nie die een waaroor alles gaan nie. Jy sien, dit is wat ek nie moet verstaan, maak hom die een waaroor dit gaan. Vanmôre gemeente, daar waar jy is, wil jy nie op jou voete saam met my staan vir 'n oombliekie? Staan op saam met my asseblief. Jy sê, ons moet profetiese aksies doen, so belangrik om 'n verklaring te maak met jou mond, wat jou geloof word openbaar deur wat jy sê. En daar waar jy is vanmôre, ek wil jy moet saam met my verklaar, terwyl jy so op jou voete staan, maak net jou oë toe, dat jy nie worry oor daai ou langs jou, of langs agter jou, of waar ook al daai persoon is nie. En dan vanmôre, moenie saggies praat nie, want onthou, die duiwel is hardhorend. Ek weet nie van jou nie, die duiwel sukkel om te hoor. Partykeer moet jy met hom hard praat, partykeer moet jy met hom goed praat, né? Okay, so, vanoggend na waar jy is, maak jou oë toe, en nou in hierdie oomblik, sê saam by die volgende, sê, Jesus, U is die middel van my lewe. Elke geslote deur gaan oop. Elke twyfel word nou geloof. Elke wond word 'n getuienis. Ek glo, sonder om te sien. Ek dra die krag van die opstanding, en ek kom uit hierdie situasie, en ek is meer as 'n oorwinnaar, in die naam, bo elke naam, die naam is Jesus. Amen. Gee die Here eer as jy dit glo vanmôre. Halleluja. Vader, ek sê vanmôre dankie vir U woord. Dankie dat ons vanmôre kan hoor, dat selfs ou Thomas, hy het getwyfel, hy het nie geglo toe die ander vir hom vertel het, maar ons het U gesien nie. Hy wou dit self sien. En Here, soveel keer in ons eie lewens hoor ons wat ander mense vertel, en sê ons, ag Here, maar hoekom doen jy dit vir hulle? Wanneer gaan dit vir my doen? Here, ons is ook maar baie keer net soos ou Thomas. Vanoggend vra ons, vergewe ons. Help ons, Here, in daai plekke van ons ongeloof. Dat ons wees soos daardie man wat gesê het, Here, ek glo,
maar kom my ongeloof te hulp. Here, vanmôre in hierdie plek, miskien het ons nog ongeloof, miskien is daar nog dinge wat in ons lewens werk en jou vyand wat probeer om vir ons af te trek en te bring op 'n plek waar ons in die situasie moet verdrink, maar ek dank U dat U is nog steeds die wegmaker. U is nog steeds die een wat deure oopmaak. U is die een nog steeds wat voor ons uittrek. U is die een wat storm stil maak. U is nog steeds. En as ons U die middel maak, Here, dan weet ek, die deurbraak is daar. Die lof en die eer kom U toe. Vanmôre vra ek U, net soos daai man gesê het, wees ons ongeloof. Kom wees ons ongeloof te hulp. Ek dank U daarvoor in Jesus naam. Dankie dat ons kan glo vanmôre en net soos wat ons verklaar het, so sal dit wees. In die naam van Jesus. Ek dank U, Here, vir daardie deurbrake, ek dank U vir daardie genesings, ek dank U vir daardie wonderwerke, ek dank U vir daardie veranderings wat nou plaasgevind het, en ek sal U loof en prys en eer vir alles wat U doen. Die lof en die aanbidding kom U toe. Here, ek dank U, dat as ons 'n stil Sondag beleef, in daai Sondag selfs, is U teenwoordig. Ek prys U daarvoor. Die lof en die aanbidding kom U toe, want waardig is U die Here om geprys te word. Terwyl ons oë gesluit is, en ons net so bly staan, wil ek jou vra, ken jy die Here Jesus Christus? Het jy al Jesus in jou lewe ingenooi? Jy sien die woord sê, jy moet hom Heer van jou lewe maak. En as jy hom nog nie Heer van jou lewe gemaak het, jy wil nie vandag 'n besluit neem om Jesus Heer van jou lewe te maak nie. En jy weet, ek gaan nie uittrek nie, ek gaan nie onnodig pleit by jou nie. Dis nie my werk nie. Die Heilige Gees is die naprediker van sy woord. En dan gaan jy een keer vra, en dan het jy 'n kans. En as jy daai kans neem, ek is bly saam met jou, die woord sê en die engele juig. Maar vanoggend, jy is hier, en jy die stem van God gehoor. Miskien sê jy, pastoor, dis ek wens ek kan so opgewonde wees soos jy oor Jesus. Ek wil ook hierdie Jesus ontmoet. En as jy vanoggend hier is en jy sê, pastoor, ek wil hierdie Jesus ontmoet. Dan wil ek jou vra net daar waar jy is, daar op Facebook terwyl jy kyk, miskien is jy daar vanmôre en jy hoor hierdie boodskap en God praat met jou en jy sê, ek wil vandag hierdie stap neem. Dan wil ek jou vra, asseblief stuur vir ons jou naam, sê jy het vandag 'n besluit geneem, ons wil vir jou bid, ons wil jou opdra in gebed, want ek weet die Here help wanneer ons saamstem in gebed, amen. So hier in hierdie plek vanmôre, as jy Jesus in jou lewe wil innooi, in hierdie oomblik, vinnig, een keer gaan ek vra, het ek gesê, steek gou jou hand op net as 'n teken, te sê, pastoor, sal jy vanoggend vir my bid? Ek gaan nie weer vra nie. That's the moment. Is daar 'n hand? Hulle sien daar se hand, sê hulle, ja. Dankie vir daai hand. As jy wil ingesluit wees, ek gaan nou bid. Hier's nog 'n hand hierso. Dankie Jesus. Our God is true and faithful. Our God is true and faithful. Halleluja. As jy nog ingesluit wil wees, jy het 'n kans om jou hand op te steek. Iemand gaan jou raak sien. Iemand gaan jou raak sien. Ons wil net daar saam met jou staan en saam met jou bid. So ons gaan nou bid. Vader, ek dank U nou in hierdie oomblik vir daardie hande wat opgegaan het. Hier is mense wat sê, vandag wil ek U leer ken. En wat 'n blydskap is daar nie in my hart oor dit nie. En die woord sê, die hemele juig. O, Here, ek dank U. Daai man op die kruis, langs Jesus, langs U, het gesê, dink aan my vandag. En U het vir hom gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En Here, vanmôre, daai hande was al klaar die oortuiging. Daai hande het al klaar gesê, ek ontvang U. En ek dank U daarvoor nou in die naam van Jesus. Maar nou maak ons dit 'n verklaring wat die woord sê, as ek met die hart glo en dit met die mond bely, sal ek gered wees. En nou vra ek U, kom en werk nou saam met ons in hierdie oomblik, Heilige Gees. Al die ere kom U toe. In die gemeente kom ons help hulle, daar waar jy staan vanmôre, jy wat die hande opgesteek het in die gemeente, bid net saam, sê net, Here Jesus, ek kom na U toe, en ek erken, ek's 'n sondaar, ek vra U, vergewe my sondes, was my met U kosbare bloed. Ek glo, Jesus, U is die Seun van God. U is gebore uit die Maagd Maria, en U het gesterwe op die kruis van Golgotha. U het opgestaan uit die dood, en U sit nou aan die regterhand van die Vader, van waar U weer kom. U woord sê, as ek met my hart glo, Jesus is die Here, en dat God hom uit die dode opgewek het, sal ek gered wees. Ek glo dit met my hart, ek bely dit met my mond, daarom dank ek U, dat U my nou gered het. Van hierdie oomblik af, wees Heer van my lewe, ek gee my oor. Amen. Kom, ons gee net vir 'n lieflike hande klap. Wow, what a day, what a day, what a day.
Die woord sê die hemele juig. Amen. U kan die sitplekke neem, geliefdes, baie dankie. Die Here seën jou. Baie geluk vir daai stap wat jy geneem het. Dit is so awesome stap daai. Ek sal nooit vergeet daai dag toe ek Jesus in my lewe ingenooi het nie. Nooit nie. Ek kan die plek onthou, ek kan die oomblik onthou, ek kan die prediker onthou. Wat 'n voorreg, dit was my pa. Is dit nie wonderlik nie? God het hom gebruik daai Sondag op 'n 14-jarige ouderdom. En ek sal nooit terugdraai nie. Want my Jesus is te goed vir my. Hy is wonderbaar. Nou is dan in hierdie oomblik, waar is my vroukie? Dankie, my mooi dol. Ek moet net my mond bietjie nat maak. Dan het ek ons nou vanoggend hierdie wonderlike voorreg. Akira. Okay. Om kindertjies aan die Here toe te wy. Dis dan maar altyd so groot voorreg. Wow. Die woord van die Here gaan ons lees in Markus hoofstuk 10 en ek wil graag vra vir se Dandrey Ferreira, die ouers, om na vore te kom, om saam te bring en dan so ook vir Akira. Is dit reg? Akira, sê ek dit reg? Akira Rose Ferreira om ook na vore te kom en as ouma en oupa hier is, jy wil graag saam met hulle staan, julle is welkom om hier voor te kom staan saam met hulle, hoor. Ouma en oupa kom en as jy foto's wil neem, stuur daai kameramanne, julle kan kom foto's ook neem. Ons gee regtig nie om nie. Dis wonderlike voorreg vanoggend om saam met julle net hier te kan wees in hierdie oomblik. Kom ouma, kom oupa. Ja, kyk vir ons, hier is ons alright. Jy gaan my so spasie voor julle gee, hoe gaan nou daar by julle kom staan. Ek wil net hierdie skrifgie vir jou lees en dit is vir my so kosbare oomblik. En ek dink wat altyd vir my baie belangrik is in 'n oomblik soos hierdie, is dat ons moet besef, ons gee nie 'n kind 'n naam nie. Julle as ouers het klaar besluit wat baba se naam gaan wees en kind se naam sal wees en so dis nie wat ons kom doen nie. Wat ons doen is wat die woord van God van ons sê. En ek lees vir u Markus hoofstuk 10 en hy sê die volgende hier vanaf vers 13. Hy sê en hulle het die kindertjies na hom gebring dat hy hulle kon aanraak. En die disippels het die wat hulle gebring het bestraf. Maar toe Jesus dit sien, het hulle dit baie kwaadlik geneem en vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Vers 15 sê, voorwaar, ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. En nou vers 16, en dis wat ons doen. Hy sê, en hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê, en hulle geseën. En dis wat ons vanmôre doen hier. Ons gaan vanmôre hierdie pragtige kinders kom toewy aan die Here en ons gaan hulle seën. Maar voor ons dit doen, wil ek net vir julle as ouers 'n vraag vra. Ouers, hierdie is 'n geskenk van God. Jy weet, kinders is 'n gift from God. Dis wat die Bybel vir ons sê. Dit is 'n groot gawe, is 'n groot geskenk. En ek en jy weet, daar's nie 'n manual vir hulle nie. Nee oom. As jy 'n manual nie, nee. Ons het nie daai ding gekry toe ons kinders kry nie. As jy 'n manual, jy gaan maar soos jy leer, soos ons loop, leer ons en ons ontdek maar jong en anders sê vir jou, man moenie dit doen nie, doen dit en dit. Ons wil ons eie foute maak. As jy 'n manual nie. Maar as een geheim wanneer dit kom by kinders grootmaak. En die woord sê dat wanneer ons hulle grootmaak in die weë van die Here, terwyl hulle klein is, selfs wanneer hulle groot is en hulle afgedwaal het, sal hulle weer terugkeer. So vanoggend ouers, ek wil graag met julle praat en vir julle vra, beloof julle, hier voor hierdie gemeente as julle getuies, om hierdie twee pragtige geskenke groot te maak in die weë van die Here. Wat sê julle? Sê julle. Amen. En ouma en oupa sê, julle is ook maar daarin betrokke, nee, ons weet dit. Ons het 'n groot job, jong, want dit kom by kleinkinders, het 'n groot werk, nee? Groot werk. Ek is nog nie daar nie, maar hulle kom eendag. Hulle kom ek profesei. So, maar oupas en oumas, hulle sê mos altyd, oupas en oumas is mos nou bevoorreg. Die foute wat hulle gemaak het met hulle kinders, kan hulle nou regmaak met die kleinkinders. It's a do-over. Nee, nou kan ons lekker bederf, is die lekker ding af van, nee. So vanoggend. Nou kan ons, die kerkraad kom staan saam met my asseblief. Ja, hier is Akira Rose Ferreira. Okay. En mamma? Sky Rose. Okay. En
Is dit Leonard, Thomas, Lagrange, of is dit nou Lagransie daarom nog? Ek weet, ek grap sommer hierso. Kom ons steek ons hande uit hier vorentoe na hulle en ons bid saam en ons vra net so dat die Here vir hulle sal aanraak. Vader, wat 'n voorreg vandag om hier te kan staan en net te kan doen soos Jesus gedoen het. Here, het gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. En wil ek graag vanoggend kom en ek wil vir Akira Rose salf met olie in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ek wil vra dat jy so hierdie pragtige klein ding sal seën. Here, ek salf hierdie hande met olie, sodat alles wat sy doen suksesvol sal wees. Ek vra die guns van U op haar rus. En ek profeteer oor haar lewe vanmôre, dat goedheid en guns sal volg elke dag van haar lewe. En dat sy in die huis van die Here sal wees. Dat sy U sal leer ken op 'n jong ouderdom. Dat U haar sal dra. Dat U haar openbarings gegee, gesigte, drome van wie U is. Here, ons sien so baie op Facebook deesdae hoe kindertjies visioene sien van die koms van die Here. En Here, ons bid vandag, seën haar vermeerder haar grondgebied. Here, dankie dat daar geen deur vir haar sal toe wees nie, maar dat daar altyd 'n deur sal oop wees. Maak nie saak wat 'n deur toe gaan nie, U maak altyd 'n groter een oop. En ek sê net vir U dankie daarvoor. Seën haar met gesondheid. Geseën haar met gesondheid, 'n goeie en 'n lang lewe tot eer en verheerliking van U groot naam. En ons bring U die lof en die eer. Vader, ek kom so en ek salf dan vir Leonard Thomas as vader en so vir Sky Rose in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ek lê my hande op hulle, Here, want as ouers, Here, dis 'n groot werk. En as tye wat ons moedeloos word, dat ons die antwoorde het nie, maar hoe wonderlik om te kan sê, die Here het al die antwoorde. En dat ons vanmôre kan kom en vir hulle bid en dat U hulle sal versterk, seën hulle met gesonde, lang lewens, sodat hulle hierdie pragtige geskenk kan grootmaak in die weë van U en dat hulle saam met haar herinneringe kan bou en Here, getuienisse van die Here kan hê om te vertel en met ander te deel van wat U vir hulle gedoen het. Ek dank U daarvoor, die lof en die eer en die aanbidding kom U toe. Seën hulle ryklik, vermeerder hulle grondgebied, Here, is my gebed en ek eer U totdat U kom. En die gemeente sê, Amen, Amen. Dis allemaal lekker daar hierdie. Nee, maar ons gaan nou by hom kom. Vader, ons kom so en ons bid net vir oupa en ouma. Ag Here, met oupa en ouma, ons het soveel inspraak baie keer met kleintjies en ons het soveel tye want dis daai oomblikke wat ons deel en wil ek vandag bid vir hulle. Here, help hulle. Sit die woord in hulle mond. Help so om vir Akira Rose groot te maak in die weë van U. Dat hulle U storie sal vertel. U wonderwerke sal vertel. En dat hulle sal kan sê, wat dit is wat die Here gedoen het. En ek bid U seën oor hulle, hou hulle in die holte van die hand, hou hulle gesond en gee vir hulle lang lewe, soos gebed in Jesus naam. Amen. 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 Okay, gaan nou net hierdie ding laat regmaak. Okay. Reg. Laat ons dit regmaak. Andrei. Gee my visbaan. My visbaan. Ja, hy is bekommerd. Wag. Jy gaan hom nou omkrap. Wag. Kom steek die hande, kom ons bid saam. Vader, ek kom en ek salf so vir Dandre met olie in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Wat 'n voorreg om my hande op hom te kan sit en om te kan seën. Here, want die woord sê U het hulle geseën. En so vra ek dat U hom sal seën met 'n goeie, gesonde en 'n lang lewe. Hierdie jong man, Here, die guns van U sal dra in sy lewe. Ek salf vir die hande, Here, dat vir niks sal verkeerd wees nie. Dat U hulle sal gebruik, Here Jesus, instrumente waar hy gaan, dat goedheid en guns hom sal volg. En Here, dat U hom sal oprig en 'n groot getuienis vir U maak. Here, in elke area waar hy beweeg. Ek loof U daarvoor. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Here, hou hom gesond, hou hom veilig, beskerm hom. Wanneer die vyand kom, Here Jesus, en ons weet hy kom, dat U hom die waarheid sal gee in sy hart om te weet watter kant toe, links of regs. Ek dank U daarvoor nou in die naam van Jesus. Dankie dat U hom dra en beskerm en dat U guns op hom rus. En Here, dat hy sal ervaar dat U is met hom elke dag van sy lewe. Ek vra Here Jesus dat U hom sal leer aangaande U van 'n jong ouderdom af en dat hy U sal ken. Ons gebed in Jesus naam. En die lof en die eer kom U toe. Amen. En Here, so bid ons vir Pa Donovan, Ma Shashali. Ons salf hulle met olie en ek vra Here, soos ek my hande op hulle lê, dat U net met hulle sal wees. Geef hulle wysheid.
Here, wanneer dit kom by kinders grootmaak, ons almal weet vandag, dis nie maklik nie. Maar ons weet, U is getrou. Dat selfs in die donkerste tye van ons lewens was U daar. En Here, dat U hulle so sal dra en sal leer. En dat hulle so vir Dandre sal leer aangaande U. Dat Dandre sal weet wie Jesus is. En vir ander sal kan vertel. Ek dank U daarvoor nou in die naam van Jesus Christus. Seën hulle met 'n goeie gesonde en 'n lang lewe en mag U guns op hulle rus. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. En dan so ouma en oupa, ons vir hulle bid. Vader, is 'n voorreg vandag om so vir hulle te kan bid. En Here, ons kom en salf hulle op net vanoggend met olie en ons wil net vir U sê baie dankie. Dankie vir dit wat U in hulle lewens gaan doen en selfs deur hulle lewens gaan doen vir hierdie pragtige kindertjies. Ek vra dat U hulle sal seën. Geef hulle guns. Tel hulle op, Here, hou hulle vas in die holte van die hand en mag goedheid en guns hulle volg elke dag van hulle lewe. En Here, hou hulle gesond. Hou hulle gesond, dat gesondheid, Here, in elke deel van hulle uitspruit, Here Jesus, dat hulle kan vertel van, dis die genade van die Here. En Here, ek dank U, U maak hulle sterk, met 'n goeie, gesonde en 'n lang lewe tot eer van U naam. En Here, ek dank U vir wat U vir hulle doen, elke dag tot eer van U grote naam, en die lof en die aanbidding kom U toe. Amen. 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 Bless julle hoor. Baie geluk. Onderwind, baie geluk. Sasha, nee? Asy, baie geluk. Jong man. Ja, nee man. Hy is 'n jong man. Gee my 5, gaan my 5 gee. My 5 is hom. Dasy, awesome. Baie geluk oom. Seën vir julle vorentoe hoor. Seën vir julle. Is hierdie ene reg? Hulle net jy gekyk. Is alles reg? Datum alles reg? Okay, awesome. Dan groet ek sommer vir jou ook. Dis 'n wonderlike voorreg. Geef hulle lekker hande klap. Ja, dis sommer 'n wonderlike oomblik. Altyd 'n wonderlike oomblik. Wow, dis net awesome. Ons sê net vir die Here dankie, want sy goedheid eindig nimmer meer. Wel, prys sy naam. Ons gaan dan oorgaan na ons afkondigings toe. Help my daarmee asseblief, dankie. Span, julle is awesome. Ons verjaarsdag. Wie verjaar hierdie week? Oh, okay. 16de. Is die 16de? Okay, ons begin met 13de. Dankie, hy het teruggegaan. Asy. 13de is dit Annemarie Vosloo wat verjaar. Die 14de, Alicia Duisel en CJ Zeli. En dan die 15de is dit Ziara, is dit reg? Oosthuizen, wat verjaar. Die 16de. Asy, Nicoline Randall. Die 17de, Johannes Mostert. Die 18de is dit Dawson Pogba, Zenda Oosthuizen en Jadine Maleiba wat verjaar. Is dit almal wat verjaar? Is daar iemand wat ons dalk mis? Ons doen dit nie met ons nie, Ryan? Dik Jongman. Hey, maak net daar so. Ag, nou mis sy naam. Jean Ray. Sorry man, partykeer vergeet ek ook name. Hulle kom daarom terug. Jean Ray verjaar ook, hoeveelste verjaar hy? 16de, saam met Nicoline. Hey, okay, awesome. So, Jean Ray, jy moet lekker verjaar my maat. Sommer lekker verjaar. Daar sy. Baie geluk. Kom ons sing vir hulle lekker saam. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Lekker hande klap man. Awesome. Hoe oud word hy man dan? 8 jaar oud. Ja. Kan jy dit glo? Die jare gaan te vinnig verby. Dit voel soos nou die dag wat ek julle getrou het. Mense, regtig, dit gaan te vinnig. Ja. Die jare gaan net so. As ons oog knip, dan lyk dit my ons is alweer in 'n ander jaar. Dit gaan te vinnig. Maar baie geluk. Julle is sommer lekker verjaar. Dan huweliksherdenkings, kom ons kyk. Ag nee. As ek hy woord sien ek net daar's vacancies. So, as iemand wil trou, is 'n goeie week om te trou. Okay, daar's nog nie iemand nie. Jy spesiaal wees hy week, hoor. Okay, awesome. Geen ander iemand wat huweliksherdenking vier in hierdie week nie, lyk nie so nie. Okay.
Baie geluk, nee. Okay. Dan verder ons afkondigings. Moenie vergeet vanaand om 5:00 is ons weer by mekaar. Onthou Paasnaweek was laasweek, hierdie Vrydag is ons hierdie Sondag is ons weer by mekaar. Maak ons die naam van die Here groot. 5:00 hier by die kerk. Moenie mis nie. We serve a great big wonderful God. Dan natuurlik volgende Sondagoggend om 9:00 ons oggenddiens en 5:00 die aand weer eens ons aanddiens. Moenie vergeet die sonnaskool nie, is dieselfde tyd 9:00. Bring die kindertjies na die huis van die Here. Ondersteun ons sonnaskool ook in 'n broodjie projek. Ons probeer die kindertjies elke Sondag 'n broodjie gee, want ons weet daar's kinders wat hier kom, hulle het nie iets gehad om te eet nie. En dis dalk die enigste broodjie wat hy gaan hê vir die hele dag. So kom ons help daarmee. As jy geldjie wil insaai, saai dit in, sit dit daar langs aan sonnaskool broodjie projek. As jy kontant wil gee dit vir die sonnaskool. Hulle sal dit eenkant sit en gebruik daarvoor. So asseblief, en ek weet die Here seën blymoedige gewers. Amen. Maandag gebedssessie. Maandag aand 7:00 bid ons weer by mekaar hier by die kerk en ons bid net 1 uur. Ek wil jou aanmoedig, koop hy uur uit. Glo vir my, vra maar by die ouens wat kom saam bid. Ons bid net 1 uur. Ons maak klaar, dan gaan ons huis toe. En man, jy ervaar die Here in daai gebedssessie, hoor. Moenie uitmis nie, kom bid saam met ons. Daar is krag wanneer ons as 'n liggaam. Okay, hoor mooi wat ek sê. Daar is krag wanneer ons as 'n liggaam saam bid. Kind van die Here, daar is krag. Dinsdag die koffiekroeg hardloop, evangelisasie, weer aan die gang hierdie week, 6:15 is ons hier by die kerk, en ek weet nou nie van die Chosen Prophetic Dance Ministry nie, ek sal maar vra dat hulle net op die groep sit, so asseblief hou maar net die groep dop, en dan Woensdag het ons selle wat hardloop, moenie missie, skakel in by 'n sel. Donderdag is dit natuurlik die Nazarenes, die lofdansers wat oefen, 6:30, hier by die kerk, moenie daarvan vergeet nie, Vrydag aand, 6:00, is dit weer jeug, bring die jong mense net, kom ons maak die naam van die Here groot, kom ons bou dit wat die Here vir ons gee, en dan natuurlik ons Joyous sanggroep, tussen 1 en 2 oefen hulle, en as jy wil deel word daarvan, sis Emily, waai gou weer vir hulle, daar is die groepleier, praat met Sister Emily, en kom oefen gerus saam met hulle. Klerekas, ons soek skenkings met ou klere, as jy klere het wat jy nie meer dra nie, jy het uit hom uit gegroei, bring hulle vir ons, hier is iemand wat het gaan bless, okay, en gesels asseblief by Sister Davidine, waar hy vir hulle Davidine, daar is by Sister Davidine, daar sy, en daar is haar nommer ook, praat met haar, en kom ons kyk, ons wil 'n verskil maak ook in ons gemeenskap, baie dankie daarvoor, en dan natuurlik ons korte voertuig, jy kan ons sien nou vanoggend met die reën, mense wil nie nat reën as hulle kerk toe kom nie, soos nou busy gehad, ek ons hulle lift gegee. So, kom ons werk saam, kom ons kry dit by mekaar, ons wil 'n voertuig hê en ons het een nodig om ons mense te bring. En dan ons blesbokse, hier staan ons pragtige blesbokse hier voor, jy kan die onbederfbare goedjies nou al bring, moenie wag vir die laaste Sondag, jy bring dit nou, sit dit in, en dan, wanneer ons weer die datum vir jou gee, gaan ons weer iemand bless, né? Iemand gaan gebless word, en dit is altyd 'n voorreg, die Here bless ons, sodat ons 'n blessing kan wees. So kom ons seën iemand. Dis altyd awesome om iemand te kan bless. En weet jy wat? Die Here is nog elke keer getrou. Dis net so wonderlik om te kan sien. Daai oomblik wat iemand gebless is, jy hoor elke week 'n getuienis daar, of nie elke week, elke keer hoor ons 'n getuienis van wat die Here gedoen het. Hy is spesiaal. Amen. Awesome. En dan daai twee mooi mense, man. Pastoor Cyril en Pastoor Lindy, sê vir jou baie dankie dat jy hier was vanoggend. Mag die Here vir jou seën. Baie dankie vir jou tyd en ek weet die Here het 'n plan met jou lewe. So moenie bekommerd wees nie. God is nog steeds in beheer. Amen. Amen. Nou kom ons gaan staan. Ons gaan bid vir oom Ivan. Oom Ivan is nie wel nie en hy moet weer hierdie week, Martin, hè? Hierdie week moet hy weer hospitaal toe gaan, dokter te sien. So kom ons vertrou die Here ook vir hom en vir oom Henny ook. Ons vertrou die Here ook vir hom. Wie was daar nog? Was daar nog iemand gewees? Nou nie dink nie. Woensdag gaan Claudine vir CT scan. Okay, ons vertrou sommer vir Claudine ook. Right, kom ons stem saam in gebed en ons bid vir hulle. Vader, ons bring so hierdie mense voor U vandag, ons familie, ons mense, en ons vra dat U by hulle sal stil staan. Here, sit U hande van genesing op hulle. Want deur die wonde van Jesus het daar genesing gekom. Here, ons gee nie om wat wie sê nie. U het die laaste sê. Here, selfs toe dood daar was, het U ingestap en U het lewe gebring. Lazarus was 4 dae in die graf. Hulle het gesê, ryk al, en Here het die graf oopgemaak, en het vir Lazarus uitgehaal. Ek dank U daarvoor. Vader,
So weet ek vandag, daar is nie 'n kwaal wat u nie kan genees nie. En spreek ons nou lewe en gesondheid oor oom Henny, oor oom Ivan, oor Claudine en elkeen van hulle nou in die naam van Jesus. En ons wil vir u baie baie dankie sê, want deur u wonde het daar genesing gekom. Die lof en die eer en die aanbidding kom u toe, want waardig is u die Here om geprys te word. En nou vra ek, Here, soos ons van hier af gaan, hou ons in die holte van die hand. Behoed en bewaar en beskerm ons en bring ons weer by mekaar op u tydsgebed van ons hart. Here, seën elkeen dan so verder. En ek dank u dat goedheid en guns hulle volg elke dag van hulle lewe. En ons prys u daarvoor totdat u kom. Amen. Lig het jou hande so op soos jy iets ontvang, nee. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met u gaan en bly totdat hy kom. Amen. Die Here seën jou, gaan in vrede. God bless.